Ek is Arno van die Kerk. Ek het onlangs hangover King of One Mile 2025 het ek gewen met hierdie 300 Normamac Victrix geweer van die rak af en 'n Calus 540i wat ek op my geweer het. Die 300 Normamac Scepter, dis 'n Scepter model, word deur Normark ingevoer. Ek gee julle 'n bietjie agtergrond van die slot. Soos julle kan sien, hy het 3 sluitlokke en 'n long action. So die kolf en ook die loop word deur Victrix vervaardig en dan het ons ook 'n ECU tuner bereik van Warren af. Ons het ook die 30 MOI Picatinny spoor op die geweer en dan het ons die spur mounts wat 36 mm van die teleskoop se basis kan hanteer. Die Calus 540i met 'n vergroting 5 tot 40 by 56 DLR. Ek kan met hierdie Calus my totale elevasie van 36 MRAD wat ek kan opstel. DLR sport is maar baie intense sport. Dit is duur, bedoelend as jy begin punte en jou braas begin laai, dit begin regtig duur raak. Ja, en dit is 'n sport wat baie geoefen moet word. As jy nie geoefen bly nie, gaan jy nie resultate kry nie. Met die hele hangover skiet was dit alles spanwerk en die spanwerk het gemaak dat ons gewen het. Op die einde van die dag het dit nie oor my gegaan nie. My spotter is net so belangrik soos ek. Gerik is ongelooflike ou. JP en Gert en Henny, almal wat deel is van die LR shoot van Ellis Ras, hulle het alles moontlik gemaak. En ek dink die tyd en die effort wat ons ingesit het op die einde van die dag, is die belangrikste gewees. En ook die vader wat ons gehelp het om veilig daar uit te kom en gemaak het dat ons die hele ding kon gedoen het en saam almal geniet het. Dit het 'n groot voordeel gewees vir ons. My hele resep is met my patrone wat ek gebruik. Ek skiet 'n Berger 245 grain hybrid wat ek 30 kaliber wat ek op die 300 Norma skiet. Ek gebruik Lapua braas en dan het ek ook my CCI 250 primers wat ek gebruik. Wat vir my werk, ek begin met 'n 100 meter groepering en dan hou ek maar my spoed op ek het 'n Garmin Crony wat ek gebruik. Ek draai konstante spoed kry van 'n SD tussen 4 en 5 voet per sekond wat vir my regtig baie goed werk. En dan doen ek my 100 meter groepering op die einde van die dag, laat ek sien ek kry goeie resultate. As ek daar klaar is, dan gaan ek reguit 1000 meter toe om te kyk hoe groepeer my geweer op 1000 meter. En dan begin ek bietjie meer met die fine tuning met die TPL speel en ja, as ek daar klaar is, gaan ek weer terug na my papier toe en seker maak dit werk. Dan is ek tevrede. Dan gebruik ek my Kestrel. Ek gebruik die Wes. Ek het die nuwe Wes. Ek het 'n voorreg gehad om een in te bring. Ek voel maar net wat jou omstandighede wat jy lees in die natuur en jy lees dit terug in jou Wes in of in jou Kestrel in, kry jy die beste resultate. Byvoorbeeld ons het by King of One Mile 2025 het ons die hele tyd die vlae dopgehou, meeste van my vriende. En op die einde van die dag, ek het die spotting scope uitgehaal en ek het begin rondkyk, want iets het nie vir my lekker sin gemaak nie. Ek het
'n windpomp in die verte het ek opgetel en ek het net daar besluit ek en daai windpomp word maatjies. So ek het dit gedeel met my vriende en ek het vir hulle gesê kom ons hou daai windpomp dop. Daai windpomp het op die einde van die dag ons kon die wind plus minus gesien het wat hy maak. Ons kan nie presies sien wat die wind daar agter maak nie. Dit is onmoontlik. Die ouens het met die kestrels lees jy die wind hierso, jy lees nie die wind daar agter nie. Maar die windpomp het vir ons op die einde van die dag 'n rigting aangedui wat ons geweet het wat van links na regs kom, of as ons sien die windpomp het gedraai van regs na links of links na regs, maak nie saak nie, ons kon die hele tyd gesien het wat aangaan. So ja, dit is wat ons gehelp het met die hele ding en ja, ons het op die einde van die dag die bekerhuis toe gevat. Ek sal aanraai, as jy daar ou 303 of 'n goeie geweer in die kluis het, stof hom bietjie af. Daar's baie kompetisies wat in die omgewing, in jou omgewing, om jou wat aangebied word. Dit hoef nie altyd kompeterend te wees nie, dit gaan nie oor kompetering nie, dit gaan oor die spanwerk wat jy op die einde van die dag saam met die ander manne leer en vriende wat jy maak. So, stof jou geweer af, begin te oefen, dit is baie lekker. In die begin voel dit of jy nie wil nie, daar's iets wat jou keer, maar vergeet van dit. Neeldeem, daar is regtig baie manne wat potensiaal het, wat die werk kan doen, wat agter geweer kan lê en kan reguit skiet. Soos ek sê, leer by ander manne, luister wat hulle sê, vergeet van die egos, maak dit net lekker vir almal. Gaan lees die artikel van Wilson.